'n volk kan nie 'n toekoms hê as hy nie weet waar sy wortels lê nie. Ons geloof in Christus was nooit 'n losgedagte, 'n historiese fenomeen of 'n bloot buitepolitieke eksperiment nie. Dit was 'n geloofsoortuiging wat diep in ons volksbestaan ingeweef was. En nou, te midde van die krisis wat ons beleef, te midde van morele verval en politieke korrupsie, te midde van onderdrukking en anargie, moet ons weer die brandende vraag vra: wat het ons nog altyd geglo en waarheen is ons op pad? Ons volk is gebore uit die kerkhervorming, waar die beginsel van sola scriptura die kern van die belydenis was. Ons het nog altyd geglo dat God se woord die hoogste gesag is, dat die Bybel nie net 'n Sondagoggendboek is nie, maar die kompas vir ons hele lewe, insluitende die politiek, vir huisgesin, vir werk, vir kultuur en vir staat. H.G. Stoker het in sy stryd om die ordes dit duidelik gestel. Elke sogenaamde nuwe orde wat die mens los van God probeer bou, is maar net 'n herhaling van die ou leuen van die slang in die paradys. Julle sal soos God wees. Maar die gereformeerde Christen weet, God alleen is soewerein, en elke volk en elke staat staan onder sy gesag. Dit is hoekom ons vaders republieke gestig het, waar God se wet as rigsnoer erken is in hul republikeinse grondwette. Dit is hoekom hulle geweet het, dat buite die erkenning van God se gesag net anargie of tirannie wag. En dit is ook op hierdie erkenning wat ons toekoms sal moet bou in hierdie land. Deur die eeue heen het die Afrikaner volk telkens bly staan op die Bybelse fondament, van die hugenote wat uit Frankryk gekom het, tot die voortrekkers wat uit die Kaap getrek het, tot die boererepublieke van die 19de eeu. Al die pogings tot selfregering was gewortel in die belydenis dat Christus alleen ons koning is. Ons het geweet dat ons stryd vir vryheid nooit bloot net 'n politieke saak was nie. Dit was altyd 'n geestelike roeping. Dit is wat president Paul Kruger as staatspresident van die ZAR so pragtig in sy toesprake verwoord het. En dit is hoekom hy vandag nog ons verbeelding as volksleier aangryp. Maar Stoker het ook gewys, geen volk kan net op verlede herinneringe lewe nie. Elke tyd vra om 'n hernuide toepassing van dieselfde ewige beginsel. Nuwe tye bring net nuwe uitdagings. En so is dit vandag ook. Die 21ste eeu word gekenmerk deur liberalisme, globalisme en morele relativisme. 'n Magtige stroom wat elke volk wil inlyf in 'n wêreldorde sonder God, afsonderlik van God. Ons roeping bly egter dieselfde, om ons eie orde, ons eie republiek en ons eie volkshuishouding te bou op die rots van die woord, net soos ons by Bloedrivier beloof het om te doen. Dit help nie ons gaan elke 16 Desember na een of ander geloftefees en ons hou daai belofte, maar die belangrikste gedeelte van die gelofte het ons van vergeet nie. Stoker skryf op bladsy 197 van Stryd om die Ordes die volgende: Ons wil die Calvinisme behou en verder uitbou, vernie en opnuut as ook op nuwe wyse op veranderende en nuwe omstandighede toepas. Hier lê die sleutel vir ons vandag. Ons belydenis bly dieselfde as ons voorouers sin, van voor die groot trek tot met die groot trek tot met die boererepublieke. Die belydenis het nooit verander nie. Maar die toepassing moet vars wees. Vandag se vraag is nie bloot hoe handhaaf ons kultuur of 'n taal in die multikulturele Suid-Afrika nie. Nee, dit is hoe gaan ons te werk vir 'n nuwe politieke bedeling? Hoe bou ons 'n volksstaat, 'n republiek waarin ons volk onsself kan regeer en waarin die Bybel weer normatief is vir daardie regering? Ons het nou al vir die afgelope 31 jaar gesien wat gebeur as ons staat op liberalisme bou. Partypolitiek, korrupsie, eindelose parlementêre gesukkel, grondeiening, skending van burgerregte, geweld en anargie. Hierdie verval sien ons oral om ons. En daarom vra die toekoms van ons, gaan ons aanhou hoop dat liberale demokrasie ons op een of ander manier gaan red, of gaan ons weer die moed hê om 'n vrye Afrikaner republiek te bou wat op die wet gegrond is?
Die gevaar van ons tyd is dat ons volk se energie uitbrand in eindelose aanpassings aan 'n stelsel wat nooit vir ons bedoel was nie. Ons sukkel om ons kinders in hul moedertaal te onderrig. Ons sukkel om ons eiendom te beskerm. Ons sukkel om ons kultuur te beskerm en te behou. En is goed dat ons vir al hierdie dinge veg. Maar ons moet weet, die liberale demokrasie gaan ons nie red nie. En daar is geen redding vir ons in hierdie huidige liberale demokratiese bestel nie. Of ons buig weer die knie voor God, of ons buig die knie voor die mens. Daar is geen neutraliteit nie. En as ons volk vir die mens buig, beland ons of in die tirannie van die massas, dit wil sê kommunisme, of in die tirannie van die individu, liberalisme, of, soos nou eintlik die geval is, die tirannie van beide. Ons pad lê elders. Ons pad lê in 'n republiek waar Christus se heerskappy erken word, 'n volksstaat waar ons vry is om ons gereformeerde beginsels, soos dit beslag vind in ons unieke volksaard uit te leef. Dit is 'n orde wat nie uit die mens kom nie, maar uit God. As ons hierdie pad loop, beteken dit konkrete dinge. Ons sal die demografiese realiteit in die gesig moet staar. Daar is dele van Suid-Afrika waar ons mense eenvoudig so klein minderheid is, dat ons nie daarop kan aanspraak maak nie. Groeipunte sal moet opgebou word, en omdat ons volk nie op een plek gekonsentreer is nie, sal ons moet begin dink aan meer as een republiek. Dis ook nie so vreemde gedagte nie. Verskeie volke oor die wêreld het meer as een volksstaat. Die Albaniërs het beide Albanië en Kosovo. Die Roemeniërs het beide Roemenië en Moldava. Die Grieke het beide Griekeland sowel as Cyprus en Macedonië. Ons sal dus moet kyk na groeipunte, soos onder andere die ooste van Pretoria en die Bo-Karoo, waar ons demografiese stryd kan wen en sodoende hierdie gebiede geleidelik uitbou tot onafhanklikheid. Ons sal ons vryheidsstryd moet aanpak in afhanklikheid van die Here. Sonder om ons sondes te bely en voor hom te verootmoedig, sal ons nie ons vryheid weer kan kry nie. Ons kan dit net doen deur op God te vertrou en elke dag net vir God eers te veg. Ons sal ons republikeinse vryheid moet vorm op 'n manier wat by ons volksaard pas. Ons sal in terme van ons vestiging en arbeidspraktyke moet wegbeweeg van koloniale sisteme af. Ons sal ook met vennote in hierdie stryd moet werk. Internasionale owerhede wat ons goedgesind is en ons aan onafhanklikheid sal erken, is wesenlik belangrik in hierdie stryd. Dit is waarom ons vandag al daardie vriende moet gaan maak, vir eendag as ons hulle nodig het. In hierdie opsig is dit eintlik werklik jammer dat die solidariteitbeweging nie die gehoor wat hul tans geniet in die Withuis gebruik om die erkenning van onafhanklike boererepublieke of ten minste as 'n eerste stap in die erkenning van 'n onafhanklike Wes-Kaap te beding nie. Wat doen hulle daar? Ek sal graag hulle antwoorde wil hoor. Ons sal ons skole, ons ekonomie en ons gemeenskappe moet bou op Bybelse beginsels van reg, verantwoordelikheid en soewereiniteit in eie kring. En ons sal moet besef, ware vryheid lê nie in die ontkenning van God nie, maar juis in die gehoorsaamheid aan sy gebooie. Stoker waarsku tereg dat alle antroposentriese stelsels die saad van selfvernietiging in hulle dra. Ons sien dit nou in die wêreld om ons. Liberale demokrasieë wat uitmekaar val oral. Samelewings wat hulself verskeur. Maar hy wys ook, die Calvinisme is 'n oop stelsel, omdat dit sy anker in God het. Daarom kan dit aangepas word by ons eie tyd se nood in die 21ste eeu. Dit beteken ons hoef nie vreesbevange vir die toekoms te wees nie. Ons kan met moed bou, omdat ons weet ons staan op 'n ewige fondament wat nie wankel nie. So waarheen is ons op pad? Wel, daar's twee opsies. As ons die liberalisme omhels, gaan dit eenvoudig ons volk vernietig. Daar gaan niks van ons oorbly as dinge aangaan soos wat dit nou aangaan nie. Ons sal opgaan in 'n hedonistiese gees wat net onmiddellike plesier en selfverryking soek, maar geen toekomsvisie het nie, maar glad nie kyk na 'n toekoms vir ons eie kinders nie. Ons sal sonder 'n nageslag gereduseer word tot 'n voetnota van die wêreldgeskiedenis. Of ons is met Christus op pad na 'n toekoms waar ons weer vry kan wees. Nie 'n vryheid van losbandigheid en allerlei liberale twak nie, maar 'n vryheid in gehoorsaamheid aan die wet. Nie 'n volksstaat wat mense verabsoluteer nie, maar 'n republiek wat God verheerlik.
Ons is op pad na 'n nuwe hoofstuk in ons volk se geskiedenis. Een waarin ons leer uit ons eie foute, maar ook voortbou op ons sterkpunte. Ons geloof, ons taal, ons werksetiek, ons kultuur en ons erfenis. Ons weet dit gaan nie maklik wees nie. Ons weet lyding en worsteling lê waarskynlik voor, maar ons weet ook God se raad staan vas. Hy bewaar volkere. Hy stuur geskiedenis. En as hy ons tot nou toe bewaar het, sal hy ons ook nie laat vaar as ons tot hom bekeer nie. Hierdie bring ons dan tot die einde van ons reeks oor die Haaggeestoker se stryd om die ordes. Ons het deur hierdie reeks verskeie aspekte van stryd om die ordes, 'n filosofiese boek van Haaggeestoker beklemtoon en geanalyseer en ondersoek, maar ons kon natuurlik nie als behandel nie. En daarom wil ek elkeen van ons kykers aanraai om die boek self te lees. En kyk gerus na ons ander video's in die reeks. In ons eerste video van hierdie reeks het ons gefokus op ons unieke identiteit as volksverbond en u kan dit kyk deur te klik op hierdie skakel wat tans langs my op die skerm verskyn. Mag ons volk weer vry wees om oor onsself te regeer, maar altyd met Christus as ons leidsman. Totsiens en God seën elkeen van u.